Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar ons weer saam kuier met 'n medeboetie wat vir die Here die erkenning wil gee, vir die Here die verheerliking wil gee, en daardeur stig ons mekaar, daardeur bemoedig ons mekaar, en ek wil vir u vra dat moenie stil bly oor wat die Here in julle lewe doen nie. Kom ons gee die Here al die lof en al die eer in hierdie laaste dae wat ons bly. Heiliglik is dit die eindtyd wat ons is. Daar's al die tekens is daar. Daar's nie eers meer 'n vraag of die Bybel die waarheid is nie. Die Here bevestig sy woord met soveel profetiese dinge wat gebeur in ons wêreld. So ek wil vir u vra, wees gereed. Bly bid. Die Here sê, in die tyd moet ons bid en vas soos nog nooit nie. Bid vir jou gesin, vir jou familie, vir jou geestelike familie, sodat daar nie ander kan agterbly nie. Ek glo hier waar ek sit, Jesus sal reeds sy kinders kom haal het, as daar nie nog so baie is, wat die Here ook daarbo in die hemel wil hê nie, saam met ons. So kom ons bid vir mekaar, kom ons hou mekaar se arms omhoog. En vandag gaan ons aangaan, ons het nou, waar ons met ons boetie José weer gesels, en hy gaan weer vir ons verder vertel wat die Here vir hom besig is om te doen in sy lewe. En ek wil vir u vra, so min bid ons vir mensies wat oor see werk. Jy weet, en daar is baie mense wat se mensies oor see werk. En dra hulle op, bly bidend vir hulle. En dit is tog waaroor dit gaan. Ons moet nie eers aan onsself dink as ons vir die Here dinge vra nie. Ons moet eerste aan ons medemens dink, aan ons geliefdes dink, aan die mensies, aan die mediese personeel, die polisie, al die mensies wat ons nie altyd voorbid nie. So eintlik moet ons baie meer bid as wat ons reeds bid. Die Here vra, José, weet jy, die Here vra maar 10de van ons tyd. En eintlik is dit so min, 2 ure 40 minute 'n dag, wat jy moet aan die Here afstaan. En is so maklik, dat ons kom nie daarby uit nie, maar ons kan vir 2 ure 40 minute op ons foon wees, ons kan vir 2 ure 40 minute 'n film kyk en ander dinge doen, en gaan vertonings na kyk, maar baie min mense wil regtig daai tyd aan die Here afstaan. So ons staan skuldig voor die Here, hoor. Ek noem dit nou vir jou. Ja. Okay, José, ons het nou, laatst het jy opgeëindig en ek wil hê vandag, waar was toe die finale besluit gewees? Was jy toe al weer terug in Suid-Afrika of was jy nog in Amerika? Nee, dit was maar toe ek in Amerika was, ja. Het die finale besluit, het julle 'n finale ooreenkoms gehad? Ons het maar 'n finale ooreenkoms gehad, ja. Dat dit die huwelik nie meer gered kan word. Ja. Okay, nou moet ek vir jou vra, ek wil so 'n bietjie, weet, is maklik nou vir my om te sê, eers jy sê, ek sien dit, jy's in 'n ander land. En daar gebeur, soos jy met die vorige opname gesê het, jy het ander gelowiges daar. Weet, en dit is nodig dat jy hulle vertel van die evangelie. En ek glo jy doen dit. Ja. Vertel my so 'n bietjie meer van die Meksikaners, hoor baie van hulle, jy weet. Nee, wat dis maar ander mense saam wie jy werk. En hulle het maar hulle eie geloof en hulle eie manier hoe hulle aanbid. En ja, soos elkeen van ons, maar het elkeen van hulle maar hulle eie geloof. En so ver as wat ek kom, probeer ek maar praat oor wat die Here vir my gedoen het. Ek meen, ek was nie die soetste seentjie gewees nie. Ek het verkeerde goed gebruik. Ek het hier onder in die bank gesit. Ek het lelik gepraat. Ek kon
bitter vinnig op my perkie gekom het, maar as die Here in jou hart kom bly, en jy het hom toegelaat, jy het hom net daai skreef van die deur opgelaat, dan verander alles. En ja, ek wil net aangaan op die vorige getuienis wat ek gegee het, is, soos ek vir hom genoem het, die pastoor altyd sê, maar jy weet, die Here het met hom gepraat, en as die Here regtig so met jou kom praat, en ek het 'n paar storieetjies wat ek vir hom kan uitruil, maar saam met dit gepaard, moet ek ook sê dat jou hart moet heeltemal verander. Jou hart moet skoon wees, jy moet rein wees. Pastoor Edgard, ek hou daarvan om preke te luister, want partykeer is dit 'n lang preek, maar daar's 'n goeie storie. Hy het so 'n tydjie terug gepreek oor wat jy toelaat in jou hart, is wat gaan reflekteer op jou lewe. So, as jy die verkeerde goed inneem, of saam met die verkeerde mense uithang, is dit wat gaan reflekteer op jou, ek het nie meer baie vriende nie. Ek ken 'n klomp mense, maar ek het net so 'n paar vriendjies, en dis al wat vir my saak maak. En oordeel is ook 'n lelike ding om Andries, ek het so 'n tydjie terug het Clemens ook iets baie waar gesê, en dan wil ek 'n storie vertel op dit. As mense dalk na my getuienis kyk, sal hulle sê, yes, daai man sit daar so my, hy het dalk dit gedoen of dit gedoen, en ons almal het ons foute, en ek is nog nie daar waar ek moet wees. Ek het nog so 'n paar goedjies wat ek aan werk, wat die Here vir my gaan nog vrymaak en so aan. Maar oordeel is ook 'n lelike ding. Ek het hier is hierdie een spesifieke kerk wat ek nie na toe wou gegaan het nie. Want ek het iets in my hart gehad teenoor daai pastoor. En dit was toe ons nog besig was met die egskeiding. En ek het my trots in my sak gesteek, en ek het die dag voordat ek kerk toe, en ek was in 10 deel toe weer 3 keer by daai kerk gewees, en ek het my trots in my sak gesteek, en daai dag het die Here ook so met my kom praat, en dit het my so gewys dat jy moenie iets in jou hart hou teenoor iemand nie. Jy moet dit laat gaan, want die oomblik toe ek in die kerk sit, en ek laat toe, laat die Here deur daai pastoor praat. Al het ek iets in my hart teen hom gehad, het ek die wonderlikste seëning gehad in die kerk. Ek sal nooit vergeet, die beste boodskap wat ek uit daai diens uit kon vat, het is die pastoor het gepreek, en hy het gesê dat die wind waai sterk van vooraf, en het voel die wind druk vir jou terug, en jy moet die hele tyd terughou. Hy sê maar op 'n tyd sal daai wind draai, en hy gaan weer van agteraf vaai. Jy weet, as jy sulke stukkies preke luister, en as iets wat jy kan vasklou aan dit beteken nogals vir my baie. Ja. Jy weet, soos jy nou sê, dit is so belangrik, en dit is volgens God se woord, jy weet, dat ons moet vryspreek, ons moet vergewe. Ek weet, jy was nou nie gisterand hier nie, Stefanie het ook daarvan gepraat oor die mure, jy weet, hoe stikkend is jou muur, en as gevolg van een van daai dinge is, hoe seer, jy weet, ek sê dit hier duidelik, as baie mense wat sê, ja, hulle gaan nie meer kerk doen, maar die kerk het hulle seer gemaak. En ek wil reguit sê vandag, nog nooit het die kerk enige iemand seer gemaak nie. Dis 'n mens wat jou seer gemaak het, of mense. So, ek wil werklik vir iemand sê daar buite, spreek vry, vergewe, sodat jy werklik kan ontvang, want dit is, soos jy nou gesê het, van die hart, jy weet, as jy, daar's 'n gedeelte, jy weet, wat, ek wil amper sê van jou hart, wat, nou, ons praat altyd van die harde hart, jy het nog 'n stukkie wat 'n bietjie klippe in het, jy weet, en die oomblik as jy vergewe, jy weet, daai persoon vryspreek, dan is daai klippe skielik weg, en dan word jou hele hart net eenvoudig skoon, en dan kan jy soveel meer ontvang. Jy weet, ek het terug met Megan self, Rafkin se vrou, opname gehad voor haar boek wat sy geskryf het. En dan besef jy net, en jy het dit gesê met die vorige opname, niemand van ons is perfek, ons is mens.
En dan besef jy net, hoeveel keer, jy dink, dit het my gebeur, en die persoon het soveel dit, maar dan luister jy nou, as ek nou vir Megan weer vat, in haar boek, wie moes sy vryspreek, wie moes sy vergewe, en dit wat na gedoen, baie erger wat mense aan my miskien gedoen het, of aan jou gedoen het, dan besef jy net, dit wat jy moet vryspreek is eintlik niks. Jou duiwel is so in volle werking as jy iemand nie vryspreek nie. Ja. Dis presies wat jy sê, en jy daai saad ontvang, toe jy nou werklik sê, hoorie, ek gaan nou hierdie saak wat ek teen hierdie man het, laat vaar, jy weet, ek gaan let go, daai koortjie wat sê, let go and let God have his wonderful way, dis my altyd 'n lekker een. Maar, José, gaan aan vir ons, vertel vir julle. So, maar om terug te kom op die storie, jy weet, Clemens het ook 'n tydjie terug 'n baie belangrike ding gesê in 'n preek. Hy het gesê, ons wat mekaar oordeel, hy sê, as jy in die kerk kom sit, sê, daai ene rook, en die ene doen dit, en die ene doen dit. En Clemens het toe afgesluit deur te sê dat, ek weet nie of hom het kan onthou nie, hy het gesê, as afguns, en hy het so die name opgenoem het, Jaloesie, toos, haat. as dit moes gestink het, hoe vrot sou die kerkie vanoggend gewees het. Maar ek wil nou terugkom om te sê dat, jy weet, daai wat ek gehad het, dat die Here praat regtig met jou, en oom, daar is soveel krag in gebed, vir om 'n paar stories vertel, en ek wil enetjie los vir laaste, maar, soos byvoorbeeld, ek het eenslag voorbereiding gedoen vir iemand, en ek het gesê, Here, asseblief, kan U die persoon help, en ek het regtig hard gebid. Ek het gesê, Here, waarsku die persoon, of doen iets, jy weet, beteken, doen net iets in die persoon se lewe. En dit was die dag nadat ek gebid het. Toe stuur die Here vir die persoon 'n droom. Jy weet, jy kan vir ietsie kleins vra, en net die dag nader gebeur dit. Ek het ook so hele tydjie terug het ek vir iemand gaan bid, en ek het die persoon gesalf, en ek het regtig, maar ek het gevoel iets is nie reg nie. Iets is nie reg nie. En daai aand kon ek glad nie slaap nie. En ek so die volgende oggend het ek op 'n groot fietstoer gegaan. Ek het so 'n week beplan wat ek net gaan bietjie my kop skoon maak met die fiets, maar ek kon daai aand nie slaap nie. En alles was klaar gepak op daai fiets, en ek kom die tannie by wie ek hier, tannie Ronel, kom na my toe, en sy vertel vir my die oulikste storie, en dit het so mooi ingevloei by hoe ek gevoel het die vorige aand, en sy sê vir my, het ek vir 'n pen en papier, ek sê ja, en die trane begin loop soos sy my die storie vertel, want die Here is besig om met my te praat, en sy teken so 'n streepie so, en 'n streepie so, sy sê, aan die kant is liewe Jesus, is 'n groot mannetjie, en aan die kant is 'n klein mannetjie, dis jy, of die persoon, of wie ook al ewer dit kan wees, dis iemand, en die is 'n skeer, maar dis net te ver om te spring, om by Jesus uit te kom. En sy vertel toe die hele storie dat die enigste manier om by Jesus uit te kom, is om die kruis oor die skeer te lê, en op die kruis te loop na Jesus toe. So wonderlik, ek meen, ek het, toe ek nou baie hartseer was hier in die middel van die egskeiding, het 'n baie goeie vriend my gebel, en snaaks hoe die Here my gebruik het om ander mense te help, terwyl ek eintlik nodig gehad het dat iemand by moet help. Die persoon het my toe gebel, en ek en hy het gepraat, en hy vra toe vir my, gaan alles om goed? En ek het lanklaas met hom gepraat, ek sê toe vir hom, nee, weet jy wat, onder omstandighede gaan dit goed, ek sê vir hom, weet, ek is nou in 'n moeilike tyd vir my lewe, ek vertel vir hom dat ek nou deur 'n egskeiding gaan, en alles die kant toe en daai kant toe, en
So sien ons vir mekaar by. Maar ek het hom ook maar 'n bietjie moet gepraat en beraad en 3 weke later te bel hy my. Hy sê vir my, sê voordat ek met jou wil praat, wil ek jou net een ding sê. Ek sê van jou my vriend. Hy sê vir my, toe hy laatste keer met my gepraat het ek soveel dinge in my lewe, wat ek net oor moed opgee en, jy weet, maar nog steeds het ek gepraat oor, jy weet, die Heilige Gees en die Here en so. Hy sê, jy het my aangemoedig. Hy sê, ek het vir die eerste keer in 'n lang tyd weer begin bid. Sure. Ek het eenslag met my motorfiets gery en die Here het dit net op my hart gelê dat ek by die vriende moes gaan koffie drink het. En daar het ek ook mense beraad en toe ek wegstap, toe sê hulle vir my, weet julle wat, die Here het jou met jou motorfiets ons pad langs gestuur. Want ons het dit vandag nodig gehad. So gebruik die Here mense op allerlei maniere wat jy nie eens kan aan dink nie. En as jy bid, is daar regtig groot krag in gebed. Ja. Weet jy, José, as jy so praat, dan besef ek net, dit is, jy bewys dit, bevestig dit vir my vandag weer, dat wanneer jy voel, jy is in 'n vallei, jy is daar down under, dis wanneer jy werklik ander moet gaan begin bemoedig, en daardeur seën die Here jou, die Here gee vir jou soveel krag, jy weet, jy bevestig dit vir my vandag, en ek glo dit is vir iemand daar buite, wat moet besef, maak nie saak wat gebeur in jou lewe nie, moenie ophou om ander te bemoedig nie, moenie ophou om vir ander te gaan bid nie, moenie ophou om vir ander te motiveer om hierdie pad, die evangeliepad te bly stap nie, weet, en dit is tog ons doel op hierdie aarde, wat die Here sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, volke en tale, en dit is tog ons doel. Ja, ek wil vir hom nou 'n storie vertel, en as hy nog tyd is, om nog 'n storie vertel. Dit is nou net laas jaar voordat ek teruggekom het ek ook deur 'n bietjie van 'n moeilike tyd gegaan, en het was ook maar moeilik geweest, en het was maar hartseer geweest, en het was missioneel geweest, en ek het vir die Here gesê, maar hy moet my help, hy moet my bystaan, hy moet my ondersteun, jy weet, in die kant toe en daai kant toe, en ons was besig geweest om kalk aan te ry na die velde toe, ja. En hier bel die persoon my uit die bloute uit. Hy het eintlik gevra waar hy moet aflaai. En so draai die hele oproep en hy begin gesels met my en jy weet, die Here gebruik altyd iemand om weer iemand anders te help. En so begin hy te praat en hy sê vir my, maar hy is ook deur 'n egskeiding en hy vertel my sy hele storie. En hier op 'n call toe sê hy vir my, jy sê ek verstaan nou nie. Ek het nou net sommer ewe skielik net begin praat. Ek weet nie hoekom ek het nog nooit eintlik van hierdie goed eers vir iemand anders gesê nie. Toe sê ek vir hom, daar's 'n rede hoekom jy met my gepraat het. Want as hy een persoon is wat weet hoe jy voel, is dit ek. Ja. Ek is deur hy selfe storie. En toe gaan dit oor in 'n Christelike gesprek en hoe hy vir my vertel van sy kant af en ek vertel hom van my kant af en ek het hom bemoedig en so het die gesprek opgehou, want ek sê toe vir hom, ek moet nou uitklok, ek moet na huis toe gaan, maar dit is ook nou 11:30 die aand. Ek sê vir hom, ek moet net gou by die winkel stop, ek moet batterye gaan koop, en ek het vir my seuns remote control speelgoed gekoop vir Kers, ek wil net toets my kort battery, hy sê nee, dis reg. So ry ek na die winkel toe, is net so af van die plaas af. En nou praat ek met myself, ek sê, Here, jy weet, jy is nou weer besig met ander dinge, want jy weet, dit raak my so missioneel, want jy weet, dit is die Here wat praat met jou. Nou staan ek as en ek koop ek battery, nou vee ek nog die traanhoeks af, soos ek nou die batterye koop, en ek sit en dink terug die hele tyd aan die gesprek wat ek gehad het. So klim ek in my lorry en dis nie ver nie, dis maar 'n myl en 'n half wat ek nou moet terug reis toe. Maar ek moet op die groot pad klim en
Toe ek so op die groot pad klim met die lorry, toe sien ek al voor staan 'n kar en sy hazards is aan. En net daar toe sien ek hier lê 'n bok in die middel van die pad. En ek besef toe nou, jy weet, daai kar het nou die bok geslaan. Maar toe ek verby die bok ry, toe sien ek hy lig sy kop op. So die bok is nie dood nie. En ek trek toe af, want die bok lê in die middel van die pad. En ek besef toe dat, weet ek moet nou, daar's min mense wat dit doen, maar jy moet hom nou uit die pad uithaal, voor die volgende kar hom raak kry, en dan is nog 'n bumper of nog skade, jy weet, ek kan groot. So stap ek na die bok toe, en vir daai tydperk het daar geen karre nog kom nie. Nie 'n kar nie, geen karre nie. En ek stap so na die bok toe, en ek sien hy lig sy kop so op, en hy laat sak sy kop, en soos ek na die bok toe stap, so dan dink ek by myself, jy weet, ek het nie iets wat ek die bok mee kan skiet nie. Ek het nie eens 'n mes by my in die lorry nie. My Leatherman het ek verloor, so ek het nie 'n mes nie, so hoe gaan ek die bok, want jy moet, dit is tweede instink, jy wil hom nou maar van sy leiding laat hom sla raak. En toe ek nader stap, sien ek as geen bloed of so nie, maar die bok is gestam. En nou so dan dink ek nog hoe ek die bok van kant gaan maak. Jy weet, want hy gaan lei. En is 'n jonger rammetjie, maar hy was groot bokkie, maar 'n jonger rammetjie. En ek het hom aan die horings en ek sleep hom so oor die pad. Maar binne my sit dit nog steeds vas oor wat nou net so 'n tydjie terug gebeur het. En ek het die bok gesleep tot op die kant van die pad. En toe daai bok se voetjies daai groen gras raak, wanneer is staan hy bok regop. En hy bok kyk vir my so in my oë. En daar kom die karre van geen sig af. Daar is geen karre. En ek het lank so die bok gestaan staar. En hy het omgedraai en hy het van self weggestap. En soos ek na my lorry toe stap, toe besef ek, die Here het met my gepraat. Hy het vir my gesê, moenie worry nie. Jy gaan weer opstaan. Alles wat die vyand van jou verroof het, alles wat die vyand van my gevat het, gaan hy vir my dubbel terug. Amen. Ja, José, dit is, ek sê vir baie mense, en ek sien dit, die Here het dit duidelik vir ons sy woord, hy praat met ons deur die natuur. As ons net stil gaan sit en sien wat gebeur in die natuur, presies soos nou met daai bokkie. Jy weet, het die Here vir jou gesê, hoorie, presies, jy is gestamp, jy het gedink jy gaan dit nie kan maak nie, maar deur ander boeties en sissies se gebede, deur jou geliefdes se gebede, jy gaan hier opstaan en jy gaan, soos jy nou besig is, jy's besig om die Here die erkenning te gee, soos hy, vir wat hy besig is om te doen. En nog gaan doen. Ja, ons is lief om te praat van die pottebakker. Maar die laaste tyd het die Here vir my gewys, hy weet, hy praat van hy is die tuinier ook in. Bestaan te wys die Here vir my, nee, hy is tot die wasmasjien, hy was alles skoon en as jy daar uitkom en ryk jy sommer ook lekker. Ja. So, ons moet net toelaat dat ons werklik alles vir die Here gee. Ek weet, tot tenminste ook 'n liedjie, ek dink amper hy sê, sy boetie Dudley het hom geskryf, oorgegee. En dit is so belangrik, dat ons moet oorgee. Weet, nou, terwyl ek nou so met jou praat, sien ek skielik 'n krywa. En is soos weer sê, gooi als in die krywa, ek gaan hom wegvat. Jy hoef hom nie eens weg te stoot nie, weet. So sê nee, dit is so belangrik, dat ons daaroor moet praat. Dat daar ander is, daar's ander vrouens, daar's ander mans, daar's ander mense wat soortgelyke dinge deurgaan, wat net eenvoudig nie altyd daai bokkie raak sien nie daai voeltjie raak sien nie. Ek dink nou aan my oudste dogter toe haar skoonpa nou rukkie terug oorlede is,
die oggend, toe vlieg daar 'n voeltjie. Jy het nou gesê, nou vir my gepraat in die vorige opname van, hy sorg vir die mossies. Ja, dis my gunsteling liedjie. Toe vlieg daar 'n voeltjie, en ek glo dit was 'n mossie, ek kan nie onthou of sy my gesê het wat se voeltjie dit was nie. Vlieg hy in daar by haar by die kliniek waar sy werk. Toe hy invlieg, toe weet sy, die Here het haar skoonpa kom haal. En hy is een van die wat ek in die vorige opname gesê het, wat ek net eenvoudig die grootste vrede ooit gesien het. Hy weet, die Here gaan kom haal. Hy was nie bekommerd nie, hy het kanker gehad, maar hy het werklik oorgegee. Maar weer eens is dit, sy sê toe die voeltjie invlieg, toe weet sy die Here kom hom haal. En ek dink binne 2 ure later, toe bel hulle haar, toe sê hy is na sy hemelse huis toe. So dit is belangrik dat ons daai goedjies raak sien, jy weet. Wat sou gebeur het, jy sou nie naastenby daai boodskap so ontvang het, as jy net aanhou ry het nie. Ek sê nie, okay, mokkie lê daar, ry om hom, gaan aan. Die Here wil hê, ons wil hê, hy moet bemoeienis met ons maak. Wil hy hê, ons moet bemoeienis met hom maak. En hoe doen ons dit? Jy weet, deur mensies te help, soos jy sê, en jy sê, ek sê vir jou vandag, deurdat jy verander bid, deurdat jy verander motiveer, jou seer is besig om te genees. Ja. En ek sê vir jou, die Here gebruik elke een van ons vir 'n doel op hierdie aarde. En dit is net so, ek voel, ek moet dit vir iemand sê daar buite. Moenie dink jy's nie goed genoeg nie. Dit is nie nodig om 'n titel te hê, 'n pastoor, 'n dominee, 'n predikant, 'n priester, of wat te wees, om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe of in ander mense se lewe nie. Die disippels was vissers, was vissermanne. Kom dat jy daar uit jou stoel uit opstaan. Die Here het so nou dag vir my gewys 'n week terug, dat ons moet ophou om lui Christene te wees. Ons moet meer begin doen, as wat ons ooit gedoen het in die verlede. En jy weet, ek sê altyd, ek sê, dankie Here, dat ek nie in die Ou Testament gelewe het nie, want ek glo vir baie van daai mense was dit bitter moeilik, om die wette te kon gehoorsaam wees. En die Here Jesus het gekom om vir ons daardie wette te oorbrug, te verlos van, jy weet, sodat dit vir ons soveel makliker is, dat ons weet, Jesus Christus het die prys betaal aan die kruis. En dit maak nie so, nou vir ons, dat ons nou kan sondig nie. Jy weet, en so sekere ander gelowe, maar net kan glo, jy kan maar doen wat jy wil, en dan môre is dit nou weer alright, en dan kan jy maar môre weer doen wat jy wil. Dit is nie hoe die Here wil hê, ons moet werklik in alles oorgee aan hom. En die Here vertrou om in ons lewe te kom verander wat hy moet verander. En met die vorige opname het jy iets gesê wat toe so by my bygebly het, en dit is dat elke boodskap wat ons na luister, is saad wat gesaai word. Jy kan nie genoeg van dit kry nie. En dit is, wat maak jy met daai saad? Dis korrek. Jy weet, gaan jy toelaat dat dit tussen die klippe val, langs die pad val, of gaan jy toelaat dat dit op vrugbare grond val? Gaan jy ook die een wees wat seker maak dat jy jou deel doen? Ek het nou met iemand anders gepraat waar hy sy werk verloor het, en hy sê hy kan nie net by die huis sit en niks doen nie. Hy het begin sy eie dak regmaak, en toe het hy iemand anders se dak begin regmaak. Dan sê ek net, Here, die Here gee vir ons soveel, en tog baie keer verwag ons die Here moet ons behoorlik soos 'n babatjie voer. Die Here wil nie dit hê nie. Ja. Die Here wil ons aan die hand vat, maar die Here wil ook hê ons moet ons deel doen. Ek meen, dit is hoekom hy ons geskaap het met ons eie wil. So sê, ons tyd is weer op, maar ek wil vir jou sê dankie. Dankie vir jou moeite wat jy gedoen het om van Swellendam af hiernatoe te ry, en dit is my 'n voorreg gewees om net weer te sien hoe die Here besig is om te herstelwerk te doen aan jou. Ons het nou gepraat van die pottebakker en die tuinier en die wasmasjien. Dan sê ook maar ons beeldhouer, nee. Ja. Hy is besig om te timmer en
Dis hoekom ek glo vas, dis hoekom die Here genoem was, die carpenter, die skrynwerker, want dit is wat hy doen. Hy is besig om aan ons te skaaf elke dag van ons lewe. En ja, baie keer is dit eina, maar ons gaan sterker daar aan die ander kant uitkom. Nogmaals dankie vir wat jy kom vertel. Ja, dankie dat jy my genooi het. En moenie ophou om vir ander mense te bid en vir ander mense te bemoedig nie. Ek wil vir jou vra, ek gaan nou groet, maar ek wil jy direk daarna gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed. Is reg so. Ek wil vir u sê baie dankie met die saamkuier. Tot volgende keer. Die Here seën u. Totsiens. Baie dankie. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ek het om vandag hier te kan sit, Here. Here, ek wil bid daar buite is daar mense is wat na my getuienis geluister het vandag, Here. Wil ek vra, Here, dat dit so belangrik is dat ons toelaat dat U ons hart kom gesond maak en rein maak en opreg wees. Here, as daar mense daar buite is wat sukkel met dieselfde probleme, Here, dat hulle sal weet daar is 'n God daar buite wat luister. Here, en dat daar soveel krag in gebed is, Here. Here, laat ons baie keer net die eie ek een kant toe sal skuif, Here. Ja, En toelaat, Here, laat U in ons harte kom werk. Here, mag dit geweldig goed gaan met mense daar buite wat al klaar gesond geraak het en al deur die drif deur die wa getrek het. Ek vra dit alles in U naam alleen. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer, siel van God.